Goeiemôre en good morning. Jy sê gewoond ek sê goeiemôre, né? Ek het gewonder of jy ons nie weer wil inlei met 'n ou liedjie nie. Okay, ek sal nou jy het gesê goeiemôre, good morning, dan gaan ek vir jou sê mag jy voorspoed geniet en dit jou absoluut verveel. Ek klink nou amper soos 'n ou Sarel Seemonster. Stories is my lewe. Veral so vroeg in die oggend saam met julle twee. Pieter, die energie. Reg, hier is my interessante feit van die dag. Wie weet waar die gesegde van kom? Don't drink the Kool-Aid. Dit verwys natuurlik na like don't just believe what people are saying, right? Ja, daar seker een of ander iets wat gebeur het. Ja, ek gebruik dit nogal baie. Ek dink. So it's absolutely not. Absolutely not, yes. So die interessante feit is dat daai gesegde verwys natuurlik na die Jonestown Massacre van 1978, waar Jim Jones, die leier van die People's Temple, so wat 900 van sy volgelinge doodgemaak het, toe hulle Kool-Aid met cyaniet gedrink het. Ironies genoeg was dit nie Kool-Aid nie, maar 'n handelsmerk genaamd Flavor-Aid. And that's what he used to now kill all the people that were following him. And it was part of this kind of whole sect cult thing. It's a very interesting story because I had no idea that that's where that saying came from. But on Goeiemôre, Good Morning, you will always learn something new. Baie dankie vir daardie stukkie geskiedenis. Dit is my grootste plesier. En hier's 'n heerlike koppie koffie. Gelukkig het ek nie vir jou aangemaakte koeldrankie daar. Nee. Ek sal dit ook nooit doen nie, Ros. Maar ja, as jy nou eers by ons aangesluit het, hier is wat jy kan verwag in vandag se episode. Ons bespreek verhoudings tussen tieners en ouers. Ons gesels oor die voordele en nadele van 'n plantgebaseerde dieet. Arnold gesels met die legendariese Louis Massain wat al meer as 50 Comrades wedlope voltooi het. Ons kyk na die slim tegnologie vir huise, kuier met die komediant Stuart Taylor en die Namibiese liedjieskrywer Sagarias Tsam kom sorg vir musiek. En dan hierdie ene, ons soek 'n drumroll. Elsa kom nog om vir ons aan. Luister net hier ons volgende gas en ons briljante, uitstekende nuwe minister van Bosbou, visserye en die omgewing, Willie Oukamp. Hy kuier op by ons. Hoe bevoorreg is ons? Vir die heel eerste keer na sy aanstelling. So Gister. Ja. Ja. Hy's gister ingehuldig. Minister Willie, ja, hy is ons man. Minister Willie, ons weet jy gaan hy's en kan. opgewonde. Pieter is baie opgewonde. Ja. Dit is eintlik 'n amptelike regeringsminister. Ons moet maar nou 'n bietjie bedaar. Gaaf. Dit is gedra. Ja. Julle gaan sien nou kom ek net hier so uit die kraag uitgedra. Right, moving on swiftly. Who of you used public transport as a kid going to school? Nee, nie gebruik nie. You didn't? Ook nie. Nee. I used the bus and the train. One of our camera operators, our DOP, put his hand up very high. Tipang, thank you for that. Yes. The question of the day is, would you let your children take the bus today, Pieter? Ek dink so ja. You would? Ja. In the bus. state that our public transport is currently, you would let your kids take public I transport? retract. Okay, I thought so, because I wouldn't. Well, children may soon be able to drive themselves to school. Toyota has recently unveiled Mobi, a futuristic self-driving EV pod designed specifically for children at the Japan Mobility Show 2025. Now, the tiny bubble-shaped vehicle promises a new level of safe, independent travel for young riders without needing an adult beside them. The rounded spacecraft-like design opens with an overhead canopy door, inviting kids into a bright, friendly interior. Inside, a single fuzzy cushioned seat creates a sense of comfort and safety, while the one-person cabin keeps the space calm and unintimidating. Mobi blends child-friendly design with autonomous technology, offering parents a way to grant independence without sacrificing peace of mind. Absolutely not. No ways. My kinders gaan eerder bus ry. Liewer dit. Ja. Liewer dit. Ek sou dit nie waag nie. And I'm not a helicopter parent at all. Ja. Maar dit is vir my net die paaie van hierdie land. Is net vir my te onvoorspelbaar hoe die ander mense verkeer in die verkeer is wat my nogal bang maak. I would never. Nee, daar's nie 'n manier nie. Wie het hierdie ding deurdink? Well, Het hulle dit Toyota Japan obviously thought it was a really, really great Maar idea. ja, nou praat ons weer oor Japan. Al wat ek wil sê Ander is, storie. hierdie kan werk, miskien in Japan. Ja. Dit klink oulik wanneer 'n mens, jy weet, wanneer ons nou luister na jou en die manier hoe dit ontwerp is en so, klink dit vir my of dit oulik kan lyk binne ook.
Maar ja, ek dink in Japan sal dit kan werk. Hier is hopeloos te veel slaggate ook. In Japan, maar nie hier nie. Hoor jy, en hoe wetsgehoorsaam is julle twee? Syne laat ons nou 'n minister ook in ons midde het, jy weet, vandag. Hy sit ons altyd op die spot. Altyd, jy voel op die spot want jy is ongehoorsaam. Haai, Dis hoekom. Jy is die probleem. Ja, okay. sy sal My Rosie? Sy sal nie 'n T-shirt dra met 'n safety belt nie. Ek sal. Ras sal, maar jy sal nie. Hoekom vra Hoekom jy? ek wil vra, daar's onlangs 'n artikel geplaas oor vreemde wette in Suid-Afrika. So ek wil net gou kyk of julle hulle ken en weet wat hulle is en dan kom jy vra. Nommer 1 dames, mag jy kaal bolyf bestuur in Suid-Afrika? Ja, mense doen as jy sien jy kom van die beach af of wat ook al, dan sal jy mos nou. Of as dit warm is. Ek weet nie. Mag ek onpartydig bly hier? Jy gaan nou die draadsitter wees vir die oggend. Wel, die antwoord is nee, jy mag nie. Okay. Nee, jy mag nie kaal bolyf bestuur nie. En as jy kaal bolyf bestuur en gevang word en goeters, dan is daar lekker boetes of 3 wat jy kan kry. Maar hulle pas nie daai wet toe nie. En ook as jy met jou elleboog uitdryf. Die Blykbaar. platteland gaan hulle baie mense kan skryf van die oomies is ons. Ja. Maar ag, Ja. die Van bakkies mense wat stuur. is lê en ry. Ja. Okay. Alright. So, die volgende ene, mag jy skulpies op die strand optel? Ek sou sê ja. Want Of ek daar's sou dink ja. hordes. So no one's going to miss 2 or 3 if you pick it up on the beach. En ek het ook al. Dis almal. Maar die antwoord is nee, jy mag nie. Oh. Kan jy dit glo? Okay. Jy mag nie want daai skulpies en seesand en strande beskerm nou die diere en strande van die kuslyn en Hoekom het jy nou hierdie vir ons gevra met hierdie minister in ons ek het 'n plan, ek het 'n kyk, plan. jy werk met 'n Right, plan. hierdie enetjie, kan jy 'n krokodil as 'n troeteldier aanhou? Nee. Ek sou ook sê Nee, nee. dit voel vir my soos daai leeuetjies wat in die aan die oosrand gevind word. Jy mag wel in sekere provinsies is 'n krokodil of giftige slange wel mag jy dit aanhou, maar jy moet 'n permit hê. Okay. Nee, so daar's baie dingetjies wat ons gedink het wettig is, maar dan is dit eintlik onwettig en wat onwettig is dan dink ek weet nie, maar dis nogal 'n storieetjies, nie? Liewer nie vir my nie moet ek Ja. sê. Nee, ons wil nie Maar- 'n krokodil. Nee. Maar ek wil As net ek sê wil doen jy mag 'n giftige of 'n reptiel of so iets aanhou, maar is wel onwettig om 'n dier se hare te kleur. Dit is wild. Het ons nie in een van ons lelik maar trots inskrywings het hulle nie so pink. Okay. En ons sê niks. Ek het niks gesien nie. Maar ja, hoe hulle sê, luister net hoe mooi hierso in die fynskrif altyd. Bepaal jou by die wet en jy kan doen wat jy wil. Ja. Net so dames. En daarom ook wil ons vir julle sê doen wat jy wil, maar al wat jy moet doen Nee. is wees ingeskakel net hier saam met ons by Goeiemôre. wat jy wil nie, Ja, nee. kyk na ons kaalbolyf as jy wil. Nee. Ons gaan nie vir jou daaroor kwaadlik neem nie. Maar moenie in die publiek soen as jy jonger as 16 is nie, né? Dit is onwettig. Dit is onwettig, julle. Wat so op hoërskool julle girlfriends en boyfriends het. Geen meer kissing Ons kyk vir touches. jou. Aan Menlyn Shopping Center nie. Ons sien julle net hierna. Hartlike goeiemôre en baie welkom hier by ons.